Kom ons sit dit so, dan bid ons saam. Vader, U het ons by mekaar gebring in U wonderlike naam, U het ons bewaar op die paaie heen, en vanmôre kan ons sê soos koning Dawid gesê daar in die Bybel, die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En daarom wil ons U loof en prys, Here, want hoe kosbaar is U wonderlike naam net nie. Here, van die opgang van die son tot die ondergang, moet die naam van die Here geloof en geprys word. En dierbare Here, U gee vir ons die geweldige groot voorreg om ambassadeurs vir U op hierdie aarde te wees. U het ons nie gered om 'n ornament te wees nie, maar 'n instrument. U het ons geroep om uit te gaan in hierdie donker wêreld, om die evangelie te verkondig deur woord en deur daad. Ons bely, Here, dat ons nie altyd getrou is daarin nie, want ons vrees die wêreld, ons is so ingestel op hulle opinie op ons, en daarom lei dit dikwels skade, Here, wanneer ons getuie moet wees vir U, en vra ons U vergewe ons en help ons om met liefde, maar ook met 'n ferm hand en hart vir ander te vertel dat Jesus red. Dierbare Here, ons nie nodig om skaam te wees oor die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Skenk asseblief groot genade dat ons skynende ligte sal wees. Ons bid ook vanmôre, Here, dat U ons sal seën, waar ons U waarheid en U woord sal aanhoor. Baie dankie vir elkeen wat vanmôre hier is, dankie vir elkeen wat gegee het vir U saak, dankie vir hulle wat, Here, so getrou in die gemeente se bankrekening inbetaal, hulle wat betrokke is by U saak, op welke maniere, sal U elkeen van hulle baie ryklik seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here, en mag ons een van sin en een van siel in die Here wees, van een gees deurdronge, met een roeping en taak en doel, om Christus te verhoog, hom as die gekruisigde, sodat Vader verheerlik kan word, deur die seën in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees ook hier by ons. Amen. Nou vriende, ons het al gevorder tot by Genesis hoofstuk 18. Ons gaan vanmôre 'n bietjie praat oor die gedagte van Abraham die bidder. 'n Baie besondere vertelling ook van Abraham se besorgdheid oor mense, die toevlug wat hy na die Here geneem het, en hoe Abraham dan ook hierdie sake voor die Here in gebed dan gebring het. So ons gaan vanmôre saam lees. Ek gaan hier en daar 'n onderbreking maak in my skriflesing, net om paar saakies aan U te verduidelik. Daar is sekere dinge wat 'n mens nie 'n hele boodskap oor kan preek nie, maar ek wil nie dit moet net verbygaan, dat ons dit net lees en vergeet daarvan nie. So ek gaan hier en daar so 'n bietjie klem lê op sekere dinge, en die Here vertrou dat hy vir ons groot wysheid sal gee in die verstaan van sy woord. Genesis 18. Onthou, God se woord is die enigste boek wat geïnspireer is deur die Heilige Gees, en as God se woord gelees word, dan praat God met ons. Dis God wat met ons direk praat, en dit is sy woord ook vanmôre wat ek met U gaan deel. Daarna die Here, dit is die hoofletter H-E-R-E, die verbondsgod, die God wat ons bely, die God van Abraham, Isak en Jakob is, die almagtige en die alomteenwoordige God. Daarom het die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar 3 manne voor hom, en toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe, en hy sê, my Heer, as ek nou genade in U oë gevind het, gaan dan tog nie by U knegg verby nie. Laat hulle tog 'n bietjie water bring, en was U voete en lê en rus onder die boom. En laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk U hart. Daarna kan U verder gaan, want daarom het U by U knegg aangekom, en hulle antwoord doen soos U gesê het. Wat vir my hier uitgestaan het, ek gaan nie 'n boodskap daaroor hou nie, maar is die gedagte van gasvryheid. Dis 'n baie besondere deugde onder kinders van die Here, en vriende, Hebreërs 13 vers 1 sê vir ons, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om het te weet, engele as gaste geherberg, verwysende na hierdie gebeurtenis in Genesis die 18de hoofstuk. Ek vra U, het U nog hierdie deugde, en het ek nog hierdie deugde? Of kyk ons maar verby en ons beweeg aan en ons dink by onsself, laat hierdie ou maar stoei in sy ellende. Gasvryheid, wanneer mense na my toe kom, wanneer ek sien daar is nood, om my huis en my hart vir mense oop te maak. Kom ons lees verder. Toe loop Abraham haastig in die tent na Sarah. Wat was haar naam eers gewees? Sarai. Haar naam is verander, nee? En hy sê vir haar, maak gou, knie 3 mate meel, die beste,
en maak roosterkoeke. En ek wil net dit vir die dames noem, die boodskap oor Sarah hier, wat Sarah geword het, gaan ek preek so oor 'n week of 2. Besondere vrou gewees. Sy het haar man Heer genoem. So, die 7de ene, daarom loop Abraham na die beeste en vang 'n jong mooi kalf en gee dit aan die dienaar wat dit gou klaar gemaak het. En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaar gemaak het en sit dit aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan. En hulle het geëet. Toe sê hulle vir hom, waar is Sarah, u vrou? En hy antwoord, daar in die tent. En hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom. Dan sal jou vrou Sarah 'n seun hê. En Sarah het geluister by die ingang van die tent wat agter hom was. Maar Abraham en Sarah was oud, ver op hulle dae. Dit het met Sarah nie meer volgens die reël van die vroue gegaan nie. En Sarah het by haarself gelag en gedink, sal ek wel eens hê, nadat ek oud geword het, en my Heer oud is? Nou vers 13 identifiseer vir ons wie by Abraham aangekom het. Toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sarah daar gelag en gedink, sou ek werklik baar nou dat ek oud geword het? Sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Hierdie tyd oor 'n jaar sal ek na jou terugkom, en Sarah sal 'n seun hê. Maar Sarah het dit ontken, so met ander woorde, sy het waar het sy dit geleer? Ek sal nie die naam noem nie. Die een wat gesê het by haar man is 100% reg. Want Abraham het leuns vertel. Ek wil nie vra as u die Bybel lees die Bybel in sy konteks. Sy het gehoor hoe Abraham lieg, sy het gesien hoe hy vir Farao lieg, en al hierdie dinge, ons sal later sien waar Abraham weer 'n leuen vertel het, en dit was nie die gebruik nie, maar lyk my as daar probleme gekom het, of wanneer jy gekonfronteer word, is die eerste ding, ons eerste reaksie is om te lieg. U is ook so. Wees eerlik. Wanneer jy by die werk gekonfronteer word, die eerste ding wat jy doen, jy probeer dink, hoe gaan ek uit hierdie storie uitkom? Dan lieg jy, dan sak jy dieper weg, en die volgende vraag word gevra, en jy sak dieper weg, en later met 'n rooi gesig moet jy sê, jammer, ek het gelieg, in die eerste plek. Daarom sê die Here, ons moet die waarheid lief hê, en ons omgord met die waarheid. So Sarah het maar geleer wat haar man gedoen het. Nou sê die Bybel vir ons, Sarah het ontken en gesê, ek het nie gelag nie, want sy was bang, maar hy sê, nee, maar jy het gelag. Toe staan die manne daarvandaan op, en hulle het gekyk na die kant van Sodom, en Abraham het saam met hulle gegaan, om hulle weg te bring. Daarop sê die Here, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen, terwyl Abraham toch sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word, en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word. Want ek het hom verkies. Ek het hom verkies. God se ewige verkiesing kom reg deur die Bybel van Genesis tot Openbaring na vore. Ek het hom gekies of verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Ek wil net 'n kort onderbreking hier maak. Die vorige hoofstuk wat ons oor gepraat het, het gaan oor die besnydenis. Abraham was 99 toe hy besny was. Sy seuns moes besny geword het, of sy seun Ismael, en almal 8 dae en ouer. En nou sê die Here vir hom, hy was die enigste een wat tot geloof gekom het, sover ons weet, maar almal moes verder besny geword het, en nou, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou. Daarom, wanneer ons 'n kind ten doop bring, dan is dit van gelowige mense, nie ongelowige mense nie, gelowige mense, en hulle moet hulle kinders leer, dat hierdie God, die God van Abraham, Isak en Jakob, hulle God moet word. Met ander woorde, die doop red jou nie, die besnydenis het hulle nie gered nie, maar die een wat besny is, en die een wat ten doop bring, moet hulle kinders dit leer. Dis die beginsel wat hier na vore kom. Ek sal nog later 'n boodskap daaroor bring. Dat u net nie 'n twyfel het daaroor, dat ons net groot mense moet doop wat tot geloof gekom het nie. Daai is 'n leuen wat die duiwel versprei in die kerk, om die fokus van Jesus af weg te neem, na die doop toe. En dit moet ons baie versigtig voor wees. Ons sal bietjie later 'n boodskap daaroor bring, om vir u die ou verbond en die nuwe verbond baie mooi uit te wys, en die ooreenkomste wat daar is, en dan ook die verbondsteken, wat in die Ou Testament was, die besnydenis, in die Nuwe Testament die verbondsteken van die doop. Vers 20. Verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar. Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het, soos die geroep oor hulle is, wat by my gekom het, en so nie. Ek wil dit weet.
Toe die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here, en Abraham het nader gekom en gesê, sal u ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Miskien is daar 50 regverdiges binne die stad, sal u hulle ombring en die plek nie spaar ter wille van 50 regverdiges wat daarin is nie? Laat dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van u wees, sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie. Toe sê die Here, as ek in Sodom 50 regverdiges vind binne die stad, dan sal ek die hele plek spaar om hulle ontwil. En Abraham antwoord en sê, kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek, alhoewel ek stof en as is. Miskien sal daar aan die 50 regverdiges 5 ontbreek. Sal u ter wille van 5 die hele stad verwoes? En hy antwoord, ek sal dit nie verwoes as ek daar 45 vind nie. En hy het nog verder met hom gespreek en gesê, miskien sal daar 40 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit ter wille van 40 nie doen nie. Verder sê hy, laat die Here tog nie toornig wees nie, en mag ek nog iets sê? Miskien sal daar 30 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit nie doen, as ek daar 30 vind nie. Toe sê hy, kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek, miskien sal daar 20 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit ter wille van 20 nie verwoes nie. Toe sê hy, laat die Here tog nie toornig wees nie, en laat my net hierdie keer nog spreek. Miskien sal daar 10 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit ter wille van 10 nie verwoes nie. En die Here het weggegaan, toe hy opgehou het om met Abraham te spreek. En Abraham het na sy woonplek teruggekeer. 'n Besondere gedeelte in God se woord, ons kan 'n reeks bring oor hierdie hoofstuk. Maar mag die Here die waarheid aan ons harte seën en heilig vanmôre dan vers 22 en 23, toe die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. En Abraham het nader gekom en gesê, sal u ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Die tema vanmôre is dan Abraham die bidder. Nou vir as ons kyk deur die lewe van baie van hierdie geloofshelde in die Bybel, en ons praat van hulle van geloofshelde, omdat Hebreërs die 11de hoofstuk vir ons die geloofshelde opsom, nie almal van hulle nie, maar 'n baie mooi groepering het van geloofshelde in die Bybel, waarvan Abraham een is. Abraham word deur God geroep uit Ur van die Galdeërs, waar hy saam met sy vaders afgode gedien het. Sy vader Tera was 'n afgodedienaar. God roep vir Abraham uit hierdie afgodediens, en die Here sê vir hom, gaan na die land wat ek jou sal gee. En Abraham het gewilliglik getrek. Die Here in genade sien Abraham aan, daar kom hongersnood, Abraham is af na Egipte, daar vertel hy 'n leuen aan Farao. Ons ken die verleentheid wat plaasgevind het, Hagar wat saam met hierdie geskenk uit Egipte getrek het. Later val Abraham met hierdie vrou Hagar, op aanbeveling van sy vrou Sarai, omdat sy nie 'n kind kon gebaar het nie, sê sy vir hom, gaan in by my slaafin, miskien kan sy op my skoot baar. Ons ken die hartseer verhaal, die geboorte van Ismael, die verwydering in sy huis tussen sy vrou en Hagar, en dan ook die probleme wat daarmee gepaard gegaan het. En dan sien ons dan dat God ook die verbond met hom gesluit het, die besnydenis ingestel het. Ek sal later by die oordenking so 'n paar boodskapies bring oor die besnydenis, omdat dit 'n baie besondere boodskap vir ons inhou. Maar vanmôre bring dit ons by hierdie man Abraham, wat dan ook gebid het. Vriende, dit het my opgeval in hierdie gedeelte, dat gebed eintlik uitstaande is in hierdie gedeelte, waar Abraham in gebed met God praat. En het is wonderlik om te sien, dat daar geweldige ooreenkomste is, ook met dit wat die Here in die Nuwe Testament vir ons leer, in dit wat Abraham gedoen het hier in Genesis 18. So kom ons begin by die eerste gedagte vanmôre, en ons praat oor die gedagte, Abraham was 'n bidder gewees. Abraham was 'n bidder. Vers 22 sê, toe die manne daarvandaan weggedraai na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. Nou ek het 'n vraag gekry hierdie week en laasweek, verskillende mense my gevra, nou, in watse posisie moet ek bid? Moet ek staan? Moet ek op my knieë staan? Kan ek by my stoel sit? Kan ek lê? Hoe moet ek, in watse posisie moet ek dan bid? En hier staan Abraham voor die Here, party mense staan op hulle knieë, party val op hulle aangesigte. Vriende, die gedagte is, dit gaan nie oor die posisie waarin jy jouself bevind wanneer jy bid nie, maar dit gaan oor Abraham was 'n bidder. Daar's baie mense wat aan 'n hospitaalbed lê, hulle kan nie 'n oomblik opstaan nie, en daar roep hulle die naam van die Here aan, en God hoor hulle
omdat hy 'n genadige en barmhartige God is. Die klem wat ek vanmôre wil lê, is op die gedagte, dat Abraham 'n bidder was, vers 23, en Abraham het nader gekom en gesê, so gebed is wanneer ek my hart voor God uitstort. In hierdie gedeelte sal ons sien, dat die Here elke keer vir Abraham terug antwoord. Nou wanneer ons bid, antwoord die Here ons nie meer hoorbaar terug, soos in die geval van Abraham nie, maar hy antwoord ons deur sy woord. Wanneer ons God se woord lees, dan praat hy met ons. Daarom is dit altyd raadsaam om eers die Bybel te lees en dan God te antwoord in wat hy vir jou gesê het vanuit sy wonderlike woord. Daar is sekere kwessies wat ons voor die Here kan neerlê in gebed, maar die belangrikste saak hier is as Abraham was iemand wat gebid het. Gebed is eenvoudig om jou hart voor God uit te stort. Vriende, mense het gebed eintlik gemismaak. Soos wat ons deur die jare aangegaan het ons baie van die fariseërs en sadduseërs aangeleer. Sekere maniere, Here, ons roep vanmôre na u. Dan wil ek die orretjie piep kry. Dan dink myself, hou op, probeer 'n vertoon lewer voor mense. Ons is nie hier om mense te beïndruk nie. Ons is hier om ons hart voor God uit te stort. En luister vriende, as jy mooi na die Bybel gaan kyk, was die meeste gebede onder 5 minute, of 7 minute, of 10 minute. Mense dink as hulle uur of 2 ure bid, en ander mense irriteer met hulle lang gebede, hulle het God se arm nou gedraai. Luister, daar is tye, wanneer die nood in jou hart so groot is, dat jy vas en jy bid, en 'n uur gaan verby, of 2 ure gaan verby, waar jy moet God stil word, maar die groot of die meeste gebede in die Bybel, die grootste deel van gebede wat opgeteken is, was gebede wat onder 10 minute was. Gaan lees dit. Die hele gebed is opgeteken. Die Onse Vader gebed wat 'n mooi modelgebed is, leer vir ons bepaalde beginsels waarvolgens ons kan bid. Maar die feit van die saak is vanmôre, ons moet bid. Gebed is nie om ander te beïndruk nie. Gebed is om my hart voor God uit te stort. Mense sê baie keer vir my, ek kan nie bid nie. Dan sê ek vir hulle, begin net bid. Wat is om te bid? Wie gaan vir jou leer om te bid? Die eenvoudige gedagte of definisie van gebed is om my hartsbegeertes voor God uit te stort. In hierdie geval sê die Bybel vir ons dat hierdie manne wat saam met Christus was by Abraham, het na Sodom gegaan. Abraham bly staan voor die Here en hy het vir die Here gesê, Here, sal u die regverdige saam met die goddelose laat vergaan? Wanneer laast u in u binnekamer gegaan? Miskien daar saam met jou man in die kamer waar jy bid. Daar miskien in die sitkamer waar jy huisgodsdiens hou en jy het net jou hart voor God uitgestort. Here, u weet, hierdie situasie, hierdie probleem. Ons gaan bietjie later daarna kyk ook in die tweede gedagte. So Abraham was 'n bidder gewees. Ek gaan vir u gou lees wat staan in Genesis 13, dis 'n paar hoofstukke van tevore, sien ons in vers 3. En hy, dis Abraham, het van plek tot plek uit die suidland getrek tot by Bethel, na die plek waar sy tent in die begin gestaan het, is in Bethel en Ai, na die plek van die altaar wat hy vroeër daar gebou het, en Abraham het die naam van die Here aangeroep. Sien u, hy het vir die Here gesê, in hierdie geval het hy die naam van die Here aangeroep. Daar's baie keer 'n diepe nood in jou siel, en jy roep na die Here in die hemele. Vers 18, toe het Abraham al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentynbome van Mamre, wat by Hebron is, en hy daar vir die Here 'n altaar gebou. Die hele beginsel wat ons reg deur Abraham se lewe sien, is dat Abraham 'n man is wat gebid het. Hy het geweet waar sy hulp vandaan kom. Abraham, alhoewel hy 'n ryk man was, alhoewel hy baie verwerf het in sy lewe, hy het baie bereik in sy lewe, was een wat geweet het waar sy hulp vandaan kom. Hy het sy behoeftes, sy nood, sy begeerte aan die Here bekend gemaak in nederige gebed. Nou Abraham, vriende, as mense kyk na die prominensie van Abraham en hoe belangrike figuur hy in die Bybel was, sê die Bybel toe die Here saam met die engele by hom kom eet het Abraham by die tent bly staan. Nie omdat hierdie manne soos engele gelyk het of God in sy heerlikheid neergedaal het nie. Nee, hulle het soos gewone manne gelyk. Maar in eerbied staan hy daar terwyl hulle eet. Is 'n man wat integriteit gehad het, hy het inbors gehad en hy het ook geweet dat net God sy gebed kan hoor. Iemand het eendag die opmerking gemaak en gesê, gebed is nie die laaste uitweg nie. Vir die kind van God is dit die eerste prioriteit. Ek wil jou vanmôre vra, en jy moet eerlik voor die Here antwoord. Ek gaan nie vra steek jy hand op nie, want ek kry gewoonlik 0 reaksie. 0. So ek doen nie uitnodigings nie, so verskoon my en vergewe my daarvoor. Maar ek wil jou vanmôre vra,
Hoeveel tyd het jy in hierdie week spandeer in gebed met God? Dis my so interessant, ons wil eer vir eendag, vir ewig by hom wees, né? Ons almal praat van, ons gaan in die hemel wees, ons gaan die Here loof en prys. Maar ons is te besig vir hom op hierdie aarde. Daar's altyd iets belangriker as die tyd van gebed en die tyd met die woord van die Here. En ek wil vir u sê, as u te besig is vir gebedstyd of tyd met die woord, is u te besig vir ander u prioriteite. Want dit gaan u lewe vernietig en verwoes, wanneer jy nie tyd met God in gebed spandeer nie. Jesus, God wat mens kom word het, die Bybel sê vir ons, die sondelose volmaakte lam van God, wat vir die sonde van die wêreld aan die kruis sou sterwe. Die Bybel sê vir ons, hy het gebid. Markus 1:35, en vroeg in die môre, nog diep in die nag het hy opgestaan en uitgegaan, en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Ek moet net 'n getuienis hier gee van my oorlede pa. Ek het wakker geword as 'n jong seun. Hy was 'n ambagsman. 'n Ketelmaker of 'n boilermaker soos u dit noem, of soos ons dit maar noem. En later was hy 'n beplanner of 'n estimator gewees. Maar vroeg in die môre, dan lê ek nog in slaap. Ons huis het 3 kamers gehad, 'n badkamer en dan die eetkamer. Dan het hy die eetkamer deur toegemaak, hier by 4:30, 4:00, 4:30, hang net af. In die oggende vroeg, dan hoor ek hoe pa begin die Bybel lees. Hardop, nie saggies nie. En dan het hy gebid. En dan hoor ek baie keer raak hy stil en dan begin hy huil. Dan noem hy ons name, sy 6 kinders se name voor die Here. En hy roep na God en hy vra, Here, red hulle siele. So het ek wakker geword. En dan gaan ek die dag deur in my rebellie. Tot God uit genade in 1989 my siel gered het. My pa het besef soos 'n Abraham, dat hy gebed nodig het in sy lewe. Jesus, as seun van God, het besef, hy moet met Vader praat. Hy het vir 'n tyd lang Filippense 2, het hy homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem. Maar hoor wat sê Hebreërs 5 vir ons. Hy, Christus, wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs. Luister, jou kinders gaan leer bid as jy bid. Hulle gaan hoor as jy bid, en hulle gaan leer om te bid. Daarom Abraham was 'n bidder, en dit is van toepassing op my en jou. Daarom is die Ou Testament net so van toepassing op ons, soos die Nuwe Testament, want die beginsels is dieselfde. Die Ou Testamentiese heiliges het gebid. Ons moet dit 'n eerste prioriteit maak. Die Bybel is baie duidelik oor hierdie saak. Jesus leer sy disippels. Hy het hulle aangemoedig, sy apostels, om te bid. Matteus 9:36, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer vir hulle gevoel, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Vers 38, wat staan daar? Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Het klink amper vir my of dit terugwys na Genesis 18. Want Sodom was op die punt om deur God vernietig te word, en Abraham bid, en hy sê, Here, sal u hierdie stad vernietig, as daar 50 regverdig, as daar 45 regverdig is, as daar 40 regverdig is. Hierdie aanhoudende geroep na die Here vir die siele in hierdie stad. Die Here sê ons moet bid. Wanneer laas het ek en jy gebid vir siele? En ek is nie besig om u op 'n guilt-trip te stuur nie. Ek is besig om u na die realiteit terug te bring. Want kinders van God is mense wat bid. Sondaars bid nie. Hulle bid vir niks en hulle bid vir niemand nie. Dis kinders van die Here wat die wonderlike voorreg aangedoen word om te bid. Jesus het die weg gebaan. Hy het sy gees vir ons gegee, dat ons kan en dat ons moet bid. Matteus 26:41, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Jy sien, as ons gereelde gebedstye het, wat gebeur wanneer ons in tye van beproewing kom? Onthou u van Nehemia, toe hy voor die koning gaan staan het? Die skietgebed wat hy gebid het. Maar dit is alles gebou uit 'n lewe van gebed. Die oomblik wanneer die vlees swak raak, dan vra ons vir God die Heilige Gees om ons oorwinning te gee. In ons onwaaksaamheid en wanneer ons nie bid nie. Dis wanneer die kere kom, wanneer ons val en struikel. Die disippels het gebid, vriende, ons kyk aan Handelinge 1:13, en toe hulle daar kom, dis voor die uitstorting van die Heilige Gees, net nadat Jesus opgevaar het na die hemel, die Bybel sê,
het hulle na die bovertrek gegaan waar hulle gewoond was om te vertoef. Dit was 'n goeie gewoonte. Mense sê die verskil tussen 'n groef of 'n gewoonte is soos 'n groef en 'n graf, né? Dit is net die diepte wat verskil. 'n Goeie gewoonte is 'n goeie ding. Daarom kweek vir jou goeie gewoontes aan. Vriende, 'n goeie gewoonte is nie 'n groef nie. 'n Goeie gewoonte is wat Jesus vir ons in die woord tentoonstel en wat hy vir sy apostels en sy kerk kom leer het. Die Bybel noem nou vir ons die name van die mense wat saamgekom het. Vers 14 sê, hulle het almal eendragtig volhard in die gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Handelinge 4:31, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat gebed 'n kardinale deel van ons aanbidding, van ons lewe, van ons wandel, van ons liefde vir God, dan moet wees. D.L. Moody, die groot prediker, het gesê, ek sou liewer 'n groot bidder as 'n groot prediker wou wees. Jesus Christus het nooit sy disippels geleer hoe om te preek nie, maar hy het hulle geleer hoe om te bid. Hy het hulle geleer hoe om te bid. Die vroeë kerkvriende het gebid. Handelinge 12 vers 5 sê, so is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. As gemeente moet ons bidders wees. Ons moet mense wees wat met God praat in die gebed. Efesiërs 6:17, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Nou vriende, hierdie gedagte van om te bid in die Gees is nie hierdie snaakse brabbeltale waar mense in bid en niemand weet nie en net hulle en die Here weet. Dis nie daai leuns nie. In die Gees bid is in die afhanklikheid van God se Gees. Here, ek weet nie altyd reg wat om te sê nie, maar leer my om te bid. Help my dat my gedagtes gerig sal wees in die regte rigting, om dan ook 'n bidder te wees. Die tweede gedagte, vriende, Abraham was nie net 'n bidder nie, maar Abraham was ook 'n voorbidder. Wat is die verskil? Daar is baie mense wat bid, maar hulle bid vir hulle self, hulle bid vir hulle eie begeertes, hulle eie behoeftes, hulle eie belange. Hulle beweeg nooit verder van hulle self na buitekant toe nie. Hulle is selfsugtig in hulle gebede, alles gaan oor hulle self. Hulle gebede is gevul met self en die vervulling van hulle behoeftes. En dis nie verkeerd om te bid vir self en te bid in sekere sake en vir sekere sake en aspekte nie, maar is noodsaaklik om bietjie weier uit te kring in my gebedslewe, om nie net te bid nie, maar weier uit te gaan en te sê, Here, ek wil ook 'n voorbidder wees. Ek gaan nie vir al die verse lees nie, maar ons sien Abraham staan voor die Here, en die Bybel sê vir ons dat Abraham bid nou vir Sodom. Hy doen voorbidding. Hy tree in vir die gemeente van Sodom. En hy pleit by die Here en hy sê, Here, ek weet u gaan hierdie stad verdelg en vernietig, maar ek wil u vra, sal die regverdige, u die heilige, regverdige God, sal u die regverdige saam met die goddelose verdelg? Miskien het Abraham terugverwys na die gebeure in Genesis 6. Onthou jy wat daar gebeur het? Die Here die wêreldvloed laat plaasvind, maar hy het vir Noag, sy vrou, sy 3 seuns met hulle vroue in die ark beskik. Miskien was hierdie gedagte in Abraham se hart toe hy dink aan, die Here gaan Sodom vernietig, maar wat van die kinders van God in Sodom? En al wat ons weet van, as ons die Nuwe Testament lees, was Lot in Sodom, saam met sy vrou en sy 2 dogters, en die Here moes vir Lot amper aan sy ore uittrek uit Sodom. Want het asof hulle harte daar was, asof hulle voete gevestig was. En as die Nuwe Testament nie later vir ons gesê het, dat Lot vir hulle gebid het, die mense in Sodom gebid het nie, sou ons nie regtig geweet het wat Lot se intensies was nie. Maar Abraham, die voorbidder, bid vir Sodom. Sy neef sit daar, en die se vrou en die kinders sit daar, en God het gesê, hy gaan hierdie stad vernietig. Ek wil jou vra vanmôre, jou broer en jou suster, en jou oom en tannie, en jou ma en jou pa en jou nig en jou neefie, wat onder God se oordeel in hierdie wêreld is, hoor God, hoe jy roep na die hemel vir hulle, of is dit 'n kwessie van, as hulle hel toe wil gaan, laat hulle gaan. Ek worry nie, ek is op pad hemel toe. Ek wonder,
Want as dit ons gesindheid is, dan moet die vraag gevra word, behoort ek werklik aan die Here Jesus, want die Bybel sê dat Christus het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Hy stuur sy disippels uit in die oeslande wat ryp is, en alles begin by gebed. My hart word voorberei in gebed om uit te gaan om 'n getuie vir die Here te wees. Daarom baie belangrik dat ons hierdie getuienis vir die Here sal wees. Dat alles sal begin by gebed. Nou ons bid in ons huisgodsdiens gereeld vir siele, en ons vra baie keer dat die Here oor ons pad mense sal stuur, en gister het die Here man oor my pad gestuur. En ek wil vir u sê, het was die eerste keer dat ek hom ontmoet het, lekker met hom begin gesels, en later het ons by die moslems uitgekom. En hy sê, wow, wat toegewyde klomp mense, hy is nie gered nie, hy ken nie die Here nie. Hy sê het in 'n Christenhuis groot geword, maar is nie vir hom regtig belangrik nie, en hy begin oor die moslems praat, oor hulle toegewydheid. Ek sê vir hom, maar hulle ken nie die God van die Bybel nie. Want Allah is nie die God van die Bybel nie, want Allah het nie 'n seun wat sy naam Jesus Christus is nie. Jesus is die weg tot die Vader. Hoe sê hy vir my? En ons praat oor hulle toewyding, ons kom later by die Jode uit, hy sê vir my, uit familie wat Jode is. En hulle is seker reg. Ek sê nee, die Jode is verlore, net soos die res van die wêreld, want hulle verwerp Christus. Hy sê, en ek vat hom terug na Johannes 8, waar Jesus vir hulle sê, julle die duiwel as vader, waar het alles begin? By voorbidding. Siele moet gered word. Hoe kom ons by hierdie siele uit? Ons berei ons harte voor in gebed, ons vra vir die Here, stuur mense oor ons pad, baie keer mis ons die siele. Waarom? Ons is selfgesentreerd. Ons is besig met ons eie belange. Dit gaan oor my dag en my tyd en my ure. Het ek al sulke geleenthede gemis? Ja. Want ek is so gefokus op wat ek moet doen, dat ek nie altyd die ryp wit oeslande sien nie. Alles begin by gebed. Ek tree in vir ongeredde mense, want op 'n stadium was ek ook ongered. Elke geredde weet op 'n stadium was hulle ook ongered. Nou sien ons verder, vers 27. Abraham is 'n voorbidder, hy sê, Here, miskien sal daar aan die 50 regverdiges 5 ontbreek. So met ander woorde 45. En die Here sê vir hom, as daar 45 is, sal ek die stad spaar. Abraham hou nie op nie, hy sê, Here, miskien 40. Die Here sê, as daar 40 is, Abraham hou nie op nie, hy sê, Here, as daar 30 is. En die Here sê, as daar 30 is dit goed. Hy sê, Here, okay, asseblief, Here, hoor net nog, as daar 20 is. En later sê hy vir die Here, as daar 10 gevind sal word, en later toe bly hy stil. Wat was Abraham se hele gesindheid? Hy was 'n voorbidder. Hy was iemand wat met die Here gepraat het. Daar was aanhoudende gebedsversoek tot die Here. Die Bybel sê vir ons dat die Nuwe Testament baie dieselfde taal praat, want u sien, as ons gaan kyk na die Nuwe Testament, leer die Here vir ons om aanhoudend te bid oor 'n saak. Moet nou nie aanhoudend bid, jy wil die wit Mercedes hê met die groot ster af voorop, en hy moet swart leersitplek hê, en hy moet, wat 'n klomp leuns het die kerk vir ons kom leer. Loop verby 'n huis en salf die muur van die huis, want dit is my huis. En die Here sê, elke plek waar ek my voetsool op sit, sal aan my behoort. Dream on, baby, as ek dit maar so kan sê. Moenie vir die leuns val van die wêreld nie. Luister, as ons bid, dan is ons hart en ons gesindheid gerig op die koninkryk van die Here. Hoor dit sê Matteus 7. Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Die konteks is altyd die koninkryk van God, sy geregtigheid, sy naam, sy wil, sy eer. Ek wil vir julle sê, vriende, ek kom al hoe meer agter, ek het dit donderdag by Tannie Leni se begrafnis gesê. Die goddeloosheid geen rus nie. Hulle het miljoene by mekaar gemaak. Hulle bly in die paleise, hulle ry die mooiste karre, maar hulle soek rus in hulle siele. En is dwelms, en is drank, en is allerhande goed, en hulle soek rus vir hulle siele. En is een vrou na die volgende vrou, en een man na die volgende man, en hulle soek rus vir hulle siele. Die Here sê, bid, roep na God, hy sal vir jou rus gee. Want rus begin by die vergifnis van sonde. Nie by die verkryging van al hierdie wêreldse dinge wat vir ons geen geluk kan bring nie. Van die ongelukkigste mense in my lewe wat ek al ontmoet het, ryk mense. Want as jy ryk is, soek almal jou rykdom. En jy wil dit beskerm vir jouself. Daar is hierdie absolute hartseer wat volg uit hierdie belange wat 'n mens of jou
fokus wat jy skuif van Christus na die wêreldse belange. Daarom, as die Here sê ons moet bid, moet ons voorbidders wees, en ons belange moet heel laaste dan op die prioriteitslys wees. Lukas 18 vers 1 praat oor hierdie gedagte van die weduwee wat by die onregverdige regter gepleit het. En die Bybel sê, en Jesus het hierdie gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Nou ek kan vir u sê, ek het nog nooit moedeloos geraak as ek bid nie. Ek volhard altyd, vir jare bid ek oor 'n saak. Is dit so? As ek nou Pinocchio was, as my neus nou daar. Nee? Ons almal raak moedeloos. Luister vriende, kom ons praat met mekaar die waarheid. Ons bid vir 'n familielid vir 'n paar weke en dan, kyk, hy het nog nie regtig verander nie. Dink jy het al verander? Nee, jy so praat, nee. Dan bid ons nog so 'n paar weke en sê, ag nee wat. Nee wat, hulle sal nie by die Here uitkom nie. So gebore, so gelaat staan. En dan 'n paar maande later, dan dink ons by onsself, maar ons moet vir hulle bid, want die Here sê ek moet vir hulle bid. En dan begin ons weer bid, en is miskien my man of my vrou wat ongered is, en so gaan ons aan, en die gedagte is net, dis presies wat Abraham gedoen het. Konstant, aanhoudend, gedurig, deur gebid. Vriende, ons het baie dinge wat ons voor die Here kan lê. In ons voorbinding kan ons eie geestelike lewe voor die Here neerlê, ons stryd teen die sonde, ons huwelike, ons verhoudinge met mense, kerkmense, ongeredde mense, bure, man, vrou. Ag, ons kan hierdie lys baie lank maak, maar ek vra jou, dat jy nie moedeloos sal word, wanneer jy bid nie. Want God, die Heilige, hoor. En ons het laasweek daaroor gepraat. As ons tot God roep in die gebed, is dit heilige oomblikke. Dis heilige grond, waarop ons onsself bevind. Die laaste gedagte ek gaan afsluit. Abraham het geweet wat dit beteken, laat u wil geskied. Jy sien vriende, dit is een van die belangrike dinge wat ons moet leer. Genesis 18:28, Abraham sê, miskien sal daar 50 regverdiges, of daar aan die 50 regverdiges 5 ontbreek, sal u terwille van die 5 die hele stad verwoes. U ken nou, dit is 50 en toe 45 en toe 40 en toe 30, u ken die hele gedagte. Vers 32 is belangrik, van Genesis 18, laat die Here tog nie toornig wees nie, en laat my net hierdie keer nog spreek, miskien sal daar 10 gevind word. En die Here antwoord hom, ek sal dit terwille van 10 nie verwoes nie. En die Here het weggegaan toe hy opgehou het om met Abraham te spreek, en Abraham het na sy woonplek teruggekeer. Abraham het geweet, die Here het hom gehoor, en Abraham het geweet dat God regverdig, hy's heilig, hy's barmhartig, hy's genadig, en sy wil sal geskied. Sy wil sal geskied. Die kerkdenominasie waarin ek was, dank die Here ek was daarin. Want as ek nie die leuen gehoor het nie, sou ek nooit die waarheid verstaan het nie. Hoeveel van hulle predikers het geleer, moet nooit bid, dat u wil geskied nie, want dit is 'n teken van ongeloof. En jy gaan nie kry wat jy wil hê nie. Typiese name it and claim it, prosperity evangelie, 'n valse evangelie wat vir mense gegee word. Die Here Jesus self, kom ek vat u na wat die skrif self sê, hy leer sy disippels in die Onse Vader gebed die volgende, Matteus 6 vers 6, maar jy, wanneer jy bid, nie as jy bid nie, wanneer jy bid. Ons moet bidders wees, ons moet voorbidders wees, maar onthou die wil van die Here. Gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie 'n ydelle herhaling van woorde nie, met ander woorde, moenie jou gebed lang maak, maar min inhoud nie. Laat daar eerder diepte wees vir 5 minute, as wat die visse vrek op die oppervlak kom en die water te min is om in te swem. Belangrike gedagte, moenie ydelle herhaling van woorde gebruik soos die heidene nie, want hulle dink deur hulle baie woorde sal hulle verhoor word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet dat julle wat julle nodig het voordat julle hom vra. So moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Gee ons die Here toestemming hier dat sy wil sal geskied. Nee, ons die Here toestemming gee, please. Sover ek weet is ons besig om ouer te word, van julle sal gryser as ek, ons kragte neem af,
En die Bybel sê ons sal na die graf gaan, sal die skepsel vir die skepper sê, ons gee u toestemming dat u wil geskied. Vriende, asseblief, kom ons luister wat die konteks vir ons sê. Wanneer ons bid, en wanneer ons voorbidders is, en ons laat die saak in gebed aan die Here oor, dan berus ons by die wil van die Here, want sy volmaakte wil sal geskied, soos in die hemel, so ook op aarde. Gee vir my 'n praktiese voorbeeld waar hierdie ding in die Here Jesus se lewe na vore kom. Tuin van Getsemane. Is bietjie verder van Eden af, maar Getsemane. Wat gebeur daar so? Jesus bid. Hierdie beker is by hom, hierdie beker van sonde wat hy moet ledig. Hy word nie 'n sondaar nie, hy word die sonde draer. En hoor wat sê die Bybel. Matteus 26:38, toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waaksaam met my. Jesus is nou op pad na die tuin van Getsemane toe om te bid. Hy het hierdie 3 disippels saam met hom verder gevat. Hy sê, waak, my siel is diep bedroef. Hy het die absolute pyn, die swaar van hierdie las wat hy moes dra, geken, geweet. Vers 39, en het 'n bietjie verder gegaan, en op sy aangesig geval. Hier het hy nie gestaan nie, hy het geval op sy aangesig. Versien jy verskillende posisies waarin 'n mens kan bid. En hy het gebid, en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Ek wil jou 'n vraag vra, kon Vader die beker by hom laat verbygaan het? Ja, want hy is die almagtige God. Maar Jesus sê, Vader, hiervoor het u my gestuur, ek het gekom om te sterf aan die kruis. Hierdie beker is 'n geweldige beker wat ek moet ledig. Ek sien die sonde in hierdie beker. Maar nie my wil nie. Nie my wil nie. U wil geskied. Hoe dikwels wanneer ons bid, sê ons, Here, laat u wil geskied. Weer, sê die Bybel vir 'n tweede maal, het hy gebid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan nie, sonder dat ek dit nie drink nie, laat u wil geskied. Vers 44, en hy het hulle met rus gelaat en weer vir die 3de maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Abraham bid vir Sodom, en nadat hy aanhoudend vir hulle gebid het, kom hy op die punt en hy besef God se wil sal geskied. Jesus leer sy disippels die Onse Vader gebed, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Hy kom in die tuin van Getsemane en hy illustreer prakties dit wat hy geleer het, Vader, nie my wil nie, maar u wil geskied. Dikwels as kinders van die Here, so stout kinders, hulle wil hulle sin hê, en hulle nek, en hulle huil, en hulle ween, en hulle is kwaad, en hulle is ontsteld, in plaas van om van jou knie af op te staan en te sê, Vader, nie my wil nie, maar u wil geskied. Ons moet altyd voor die Here in erns bid vir bepaalde sake, en veral wanneer dit kom by verlore siele. Maar vriende, almal gaan nie gered word nie. Dit weet ons. Maar ek weet nie wie die uitverkorenes is nie. Ons weet nie wie gaan uitroep om genade nie. Ons weet nie wie gaan gered word nie. Maar as nie ons taak om 'n lys te kry van die hemel nie. Ons taak en roeping is om te bid, om te gaan om 'n getuie te wees, om ons harte voor te berei, om diensbaar te wees in 'n verlore gaande wêreld. Ons situasie kan ons voor die Here neerlê. Miskien is daar 'n krisis in die huis vanmôre, miskien 'n krisis met u man, vrou, kinders, miskien siekte, miskien finansiële probleme, miskien probleme by die werk, wat ook al die saak mag wees, laat dit in gebed voor die Here neer. Ek wil net een getuienis gee voor ek by die laaste gedagte kom. Die jare toe ek groot geword het in my ouer huis, het hy gesê my pa was 'n beplanner of 'n estimator. En dan het hulle vir hom planne gegee. Meeste van die ambagsmanne weet, dis 'n drawing. Groot plan, dat hy hierdie plan gekry, dan moes hy uitwerk hoeveel staal hulle sou gebruik, hoeveel manure, ensovoorts, ensovoorts. Dan moes hy 'n bedrag deurgegee het aan die maatskappy en gesê, okay, dis wat ons sal vra om hierdie werk te doen. Menigte maal het ek daarin gekom die oggend nadat ek opgestaan het, dan lê daar die planne so oop op die tafel, by my pa se Bybel. En dan het hy vir God gevra, gee my wysheid, om ook in hierdie opsig u te verheerlik. U sien die hele gesindheid, die hele gedagte, dat hy alles in gebed voor die Here neergelê het. Maar onthou, God se wil in elke situasie sal geskied. Partykeer kry ons wat ons vra, partykeer is daar 'n tyd wat ons moet wag voor ons hierdie gebedsversoek ontvang. Ander kere eenvoudig moet ons berus in die wil van die Here, dat God weet baie beter as ek,
en sy wil sal geskied. Ek sluit af. Vanmôre gekyk na Abraham die bidder. Vir u gesê, die Here roep ons op. Ja, hy beveel sy kinders om te bid. Kan die Here ons beveel om te bid? Ja, want ons is nou sy eiendom. Ons is sy kinders. Abraham was ook 'n voorbidder. Die Bybel leer vir ons baie duidelik, 'n biddende kind van die Here bid nie net eenmaal oor 'n saak en vir homself nie, maar aanhoudend en ook vir ander. Bid u vir hulle om u, die ongeredde, die in nood, die vervolgdes, en so kan ons die lys baie lank maak. Die derde gedagte, Abraham het geweet wat dit beteken, laat u wil geskied. Die bewys van 'n gelowige gebed is juist die berusting daarin, dat God se wil sal geskied. Ek vra u vanmôre, bid u en ek ook so. Bid u en ek ook so. Daar is tye waar my pa se gebede nie verhoor was, wanneer hy vir die Here vir wysheid gevra het nie, en hulle het nie die werk gekry nie. Hulle het nie daardie tender wat hulle uitgegee het gekry nie. En hy het later sy werk verloor. Maar my pa onthou ek, soos 'n Abraham van ouds, dat toe hy in die ouete huis gebly het, was die enigste klagte wat die bure teen hom gehad het. Hy bid te vroeg in die oggende. Want in die oggende vroeg in sy ou woonstelletjie daar in Kreeusdorp, as hy op sy knieë gaan, dan roep hy na die Here met 'n harde stem. En hy pleit by die Here vir siele. En dis die klagte wat hulle teen hom gehad het. Oom Gert bid te vroeg. Hy het geleer vroeg in die môre. Diep in die nag het hy opgestaan en hy het met God gepraat. Ek vra jou, Abraham is vir ons 'n voorbeeld. Jesus, die disippels, die vroeë kerk. Miskien kan jy vanmôre hier voor staan en getuig van jou pa of jou ma. Maar ek vra vir u vanmôre, kom ek en jy wees soos 'n Abraham. Kom ons bid. Kom ons leer ons kinders bid. Want dis die enigste skakel tussen ons en die hemel. Is Christus wat vir ons die weg gebaan het, die ewige hoëpriester, die een wat vir ons intree by die Vader en vir ons oproep om bidders te wees. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre in eenvoud kon luister na Abraham se lewe van gebed. En ek vra u dat u ons as gemeente opnuut sal wakker maak. En vir ons sal kom leer dat 'n biddende kerk is 'n groeiende kerk. Nie noodwendig in getalle nie, maar geestelik. Is 'n diensbare kerk. Want dan gaan ons uit en ons verkondig die evangelie. Dis 'n kerk wat die krag van God sal ervaar. Nie met snaakse manifestasies nie, maar in die verstaan van die woord en in die groei van die woord. In die gelykvormigheid aan die beeld van Christus. Help ons om bidders te wees. Nie nodig om lang gebede te bid en ander te probeer beïndruk nie. Gaan in jou binnekamer, sluit die deur agter jou en roep na jou Vader in die verborgene. En jou Vader wat in die verborgene is, sal jou in die openbaar vergelde. Dis wat u woord vir ons leer. Help ons, Here, om te bid, want ons het gebed brood nodig. U verander nie, Here, wanneer ons bid nie. Ons kan nie u arm in beweging bring nie. Ons is maar net in gehoorsaamheid voor u en ons weet, u wil sal geskied. Terwyl ons roep na die hemele en ons vertrou u vir die uitkoms. Ons bid dit in u naam met danksegging. Amen.